Stel jou voor jy lê en slaap en jy hoor iemand jou naam roep. In 1 Samuel 3 lees ons van Samuel wat lê en slaap, toe hy iemand hoor roep, Samuel, Samuel. Hy staan toe op en hardloop na Eli toe 3 keer, totdat Eli besef het dat dit Abba Vader is wat hom roep. En Eli verduidelik toe vir Samuel wat hy moet sê as Vader om wie hy roep. En hierin lê 'n belangrike vraag vir my en jou. Ken ons Vader se stem en hoor ons hom as hy ons roep? Hoor ons hom wanneer hy ons roep? As Vader jou roep, selfs in die stilte van die nag, sal jy luister? Of dit ignoreer, 'n slapbilletjie drink en verder slaap? Of sal jy ook sê, so Samuel, praat Vader, u dienaar luister? Samuel het die stem gehoor, maar hy het dit nie dadelik herken nie. Vader moes hom 3 keer roep en Eli moes aan hom verduidelik. En toe Samuel verstaan wie hom roep, toe staan hy op en sê, praat Vader, u dienaar luister. En die vraag is, hoe reageer jy wanneer jy die lewende God jou hoor, wanneer jy die lewende God hoor roep? Hoor jy sy stem? Want hy praat met ons selfs deur sy woord. Ja, hy praat met ons deur sy woord. En dalk moet ons eers eerlik vra, luister ons na sy woord wanneer dit met ons praat? Of gebeur dit dat jy net luister na dit wat vir jou gemaklik is, dit wat jou laat goed voel, en net dit wat jou uitdaag? Jy luister nie na dit wat jou uitdaag en jou wil verander nie. Paulus waarsku ons ernstig in 2 Timoteus 4 vers 3. Hy sê, daar sal 'n tyd kom wanneer mense nie meer die gesonde leer wil verdra nie. Hulle sal nie die waarheid wil hoor nie, maar eerder mense soek wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle soek leraars wat hulle ore streel, maar nie hulle harte verander nie. En mag ons nie daardie mense wees nie, mag ons harte oop wees om Vader se stem te hoor, selfs wanneer dit ons roep tot verandering, gehoorsaamheid en groei. Mag ons so Samuel reageer, selfs in die middel van die nag en sê, praat Vader, u dienaar luister. Meer, praat met my, u dienaar luister.